Ons almal het mos al gehoor van die dapper muis. Ja, daar's 'n liedjie oor hom gesing. Daardie liedjie sê ek is 'n dapper muis. Kyk hoe stap ek deur die huis en daar's niks waarvoor ek skrik nie. Vir niemand is ek bang. Dis waar ek eers met die liedjie wil stop. Want as ons hoor van 'n muis wat sê dat hy vir niemand bang is nie, dan weet ons as ons na die res van die liedjie luister, dat daar baie dinge is waarvoor die muis bang was. En miskien moet ons maar vandag vir mekaar sê dat ons ook baie keer ons in situasies bevind waarin ons bang is. Bang is 'n emosie wat mens eintlik nie te veel van hou nie, maar wat ons almal by geleentheid tref. As ons in die Afrikaanse taal gaan kyk, dan sien ons daar is baie woorde, baie spreekwoorde wat gebruik word om bang te beskryf. Party mense sal sê iemand is 'n bangbroek. Ander sal weer sê as iemand dapper is, dan sê hulle hy het nie 'n bang haar op sy kop nie. Ander sal weer vir jou sê as verskoning, hoor hierso, dis beter om bangjang te wees as dooiejang. En so weet ons dat die emosie van om bang te wees wyd slaan. Miskien kan ek vandag vir jou vra, wat is dit wat jou bang maak? Wat is dit wat jou nou bang maak? Miskien is dit mense wat jou by tye bang maak. Miskien is dit dat 'n mens bang is as jy dink aan die situasie waarin ons nou is en wat in die toekoms gaan gebeur, wat al die moontlike uitkomste is. Dit kan nogal wees dat 'n mens dan kan sê, ek is bang vir die toekoms. Partykeer is ons bang vir ander omstandighede. As 'n klomp redes hoekom mense kon bang wees. Ek dink dit is duidelik hieruit dat ons vir mekaar kan sê dat dit nie net kinders is wat bang is nie, maar ook groot mense. Ek kan onthou toe ek op laerskool was, een van die eerste gedigte wat ek in my hele lewe moes geleer het, sy opskrif was bang. Bang. Alleenig moet ek bed toe gaan. Dis donker in die gang. Ek sal niemand vra om saam te gaan, want hulle sê al reeds dat ek is bang. Ek gaan nou nie die res van die gedig opsê nie, maar die feit van die saak is, dis nie net kinders wat partykeer in die aande onder hulle bed gaan kyk of daar iets of iemand is, of agter die deur of wat ook al, omdat hulle bang is nie. Nee, ons almal kan bang word. Selfs iemand soos Dawid. Dawid het bang geword. Dawid wat vir Goliat verslaan het. Hierdie held, hy wat die reus neergevel het, hy erken dat hy by tye bang word. En wat doen hy met sy bangheid? Kom ons gaan kyk. Psalm 56. Lees saam met my asseblief. Vir die koorleier op die wysie van die duif in die hoë bome van Dawid, 'n gedig na aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. Wees my genadig, o God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand. Vroeg en laat jaag my teestanders my. Ek het baie vyande, o Allerhoogste. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? Hulle vergal my lewe gedurig met beskuldigings teen my. Al hulle bose planne is teen my gerig. Hulle lê op die loer en hou my dop. Hulle bly op my hakke, so gretig wag hulle op my dood. Moenie dat hulle ongestraf bly vir hierdie vyandigheid nie. Laat U toorn hulle vernietig, o God. My ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie. U het op my trane gelet. In U boek staan hulle opgeteken. Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dit weet ek, God is aan my kant. In God, wie se woord ek prys. In die Here, wie se woord ek prys. In God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Ek moet my geloftes aan U nakom, o God. Ek wil U met dankoffers betaal, want U het my van die dood gered. My voet nie laat struikel nie. En met God by my, kon ek die pad aanhou loop, die lewenslig weer sien. Dawid sê, en hy erken dat hy op by tye bang word. Maar hy sê, hy doen iets met sy vrese en sy bangheid. Hy gaan na God toe. En wanneer hy na God toe gaan, dan vind hy daar kalmte en rus. Want God verseker vir hom,
dat hy vir hom kan help in elke omstandigheid, en dat hy nie hoef bang te wees nie. Een van die uitdrukkings wat soveel keer in die Ou Testament gebruik word, wanneer God vir sy volk sê, moenie bang wees nie. Ek en jy kan ook weet, moenie bang wees nie, want hy sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. En daarom vra vers 9 en 14, net weer so 'n bietjie meer aandag. Kom ons kyk weer daarna. In vers 9 sê Dawid, hy weet dat sy trane nie ongemerk by God verbygaan nie. God sien dit, maar nog meer. Hy sê ook in die boek word dit opgeteken. Nou wat teken 'n mens in 'n boek op? Dit wat belangrik is. Dinge wat sommer net so verbygaan, nou ja, hulle gaan maar sommer net verby. Maar Dawid sê, hy weet dat God soveel erns maak met sy omstandighede, dat dit erns opgeteken word. Daar's gewig daaraan verbonde. Vir God is dit nie sommer net iets wat hy agterlaat en laat verbygaan nie. Nee, hy neem dit ernstig op. Dit is wonderlik om te kan weet dat ons 'n God het wat ons lewe ken en wat in ons lewens deel. Maar as ek by God uitkom, dan weet ek, daar is 'n pad wat voor lê. Is 'n pad wat ek moet aanhou loop. 'n Pad dui op 'n dinamiese gebeure. 'n Pad dui daarop dat daar dinge gebeur, dat dit vorentoe gaan, dat daar in die toekoms dinge by ons wag. Ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie, maar ons weet dat God met ons is. Ons weet dat ons hierdie pad kan stap, omdat God die God is, wat vir ons op hierdie pad nie alleen laat nie, maar ons aan die hand vat. Of die ander mooi beeld wat ook in die Psalm gebruik word. Wanneer Dawid sê, hulle is op my hakke, is dit miskien goed dat ons baie keer sal sê, ons moet vir God as herder in hierdie wêreld volg. Ons moet op sy hakke bly. Ons moet agter hom aanloop. En dan lyk ons omstandighede anders. Dan lyk alle situasies anders. En dan, selfs wanneer ons bang word, is God naby genoeg dat ons dadelik vir hom kan sê dat ons bang is. En dat hy daar vir ons dan verseker. Hy is daar vir ons. Hy is saam met ons. Ons stap geen pad alleen nie.